Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 6de April 2025. Soos altyd die erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld, wat vandag lees uit Psalm 90. En die tema van die preek: ons is verganklik, daarom neem jou toevlug tot die ewige God. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 18, daarvan verse 1 en 14. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer. U is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormend huil, my skild die weerkrag van my heil. My vesting op die bergkrans styl, by wie ek vas en veilig skuil. Psalm 18 vers 1 en 14 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe,
selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 103, daarvan die 2de vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, daar is maar net een God. Van ewigheid tot ewigheid is U daar. Ja, en U is ook gans anders. Daar is nie 'n einde aan U liefde vir ons nie. Die genade is onbeskryflik groot. U is ewig, almagtig, alomteenwoordig. O Here, dit is net in begrippe te groot vir ons om te verstaan. Maar dit is hoe U is. En U is steeds in beheer van hierdie wêreld. Mag dit vir ons na chaos lyk. U is in beheer. En U beloof dat U seun aan die kom is, om vir ons tot in ewigheid by U te neem. Nou Here, hoe sien ons nie uit daarna nie? Maar tot daardie dag aanbreek, wil U vir ons volharding in die geloof gee. Wil U gee dat ons bly groei in ons verhouding tot U. Dat ons sal luister na U woord, sal agslaan daarop, dit in ons lewens sal toepas. Daarom vra ons dat U, wanneer U nou tot ons spreek deur U woord, dat ons waarlik sal luister. Maak dit vir ons verstaanbaar deur die leiding van U Gees. Ja, maak dit deel van ons, dat ons daarvolgens sal lewe. Geef vir ons wysheid.
Wysheid is om U te ken. Here, dit is ons begeerte. Ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Ja, reken dit ons nie toe nie. Ons bid om Christus ontwil alleen. Amen. Die oog op die skriflesing sing ons nou saam uit Psalm 25, daarvan verse 2 en 6, terwyl ons so sit. Ons luister volgens na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Psalm 90. Psalm 90, daarvan die hele Psalm. Die gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister, as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny, en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toorn. Ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar of, as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaar krye en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van U toorn beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag U liefde en oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het.
gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word in U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here, ons God, belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Tot sover. Lees net weer vers 1 en 2 en 10. Gebed van Moses, die man van God, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En vers 10, ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. Die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. As ons Psalm 90 lees, sien ons die swaar kry van hierdie lewe. Dit blyk dat Moses aan die einde van sy lewe gestaan het toe hy hierdie gebed gedig het. Hoeveel van ons is al gedwing om te besef dat die lewe vol dussels en dorings is? Ja, die lewe is kort. Daar's beperkings, daar's swaar kry, daar is seer kry, daar's so baie hartseer wat na ons kant toe kom. En ook vir ons jong mense. Psalm 90 gesien het geskryf vir mense wat aan die einde van hulle lewe staan nie. Julle ervaar tog ook hartseer, teleurstelling, en soveel dinge wat nie uitwerk soos wat jy dit graag sou wou hê nie. Ja, almal van ons ken swaar in ons lewe. Maar broers en susters, te midde van ons dae wat vol swaar kry, vinnig verbygaan, te midde van die lewe wat sonder ophou vorentoe jaag, het ons 'n rots wat altyd vas bly staan. En dit is God wat ewig is. Ja, Moses, die auteur van Psalm 90, wys ons op hierdie kontras tussen die verganklikheid van die mens en die ewigheid van God. Hy was immers die leier van die volk Israel tydens die 40 jaar in die woestyntog, waar tydens die hele geslag van die volk Israel gesterf het. Hy moes en het geworstel met die vraag oor lewe en dood. Met die kortstondige verganklikheid van die mens teenoor die ewigheid van God. Ja, die mens se lewe is maar soos gras wat deur die son geskroei word voor die hand. 70 of 80 jaar is maar 'n oogknip, 'n vlietende oomblik. 'n Soldaat se wag staan in die nag, 'n droom, 'n vinnig vloeiende stroom, en skielik, so verskriklik skielik, is dit verby. Ja, Psalm 90 gee egter vir ons ook 'n wonderlike troos, want die Psalm gaan immers nie oor die mens nie, maar oor God. God wat ewig is. Hy was daar voordat daar enigiets anders was, van geslag tot geslag, voor die berge gebore was, voordat hy die wêreld geskep het, van ewigheid af tot ewigheid is hy God. Hy staan buite tyd. Tyd is deur hom geskape vir die mens. Ja, 1000 jaar is vir hom niks. En dit is juist die wonderlike. Dit wek by ons ontzag. Dit bring by ons vertroue. Dit kweek by ons bewondering. Hierdie God wat buite tyd staan, hy wat alles gemaak het. Hy het ons gaan soek in die tuin van Eden. Hy het sy volk uitgekies en hulle gelei. Hierdie God is ons God. En hy maak bemoeienis met ons. Maar broers en susters, ons kan nie met hierdie ontzagwekkende ewige God maar omgaan asof hy ons speelmaat is nie. Ons kan nie hoogmoedig teenoor hom wees nie.
Nee, ons moet ons klein maak. Ons moet ons verootmoedig. Want daar's 'n rede hoekom ons so verganklik is. Daar's 'n rede waarom ons dae getel is. Waarom ons lewe vol dussels en dorings is. Dit het begin in die tuin van Eden. In vers 7 tot 11 gee Moses die rede waarom ons dae vol swaar kry is. En hy verbind dit naamlik aan die toorn van God. Vir hom is dit duidelik dat wat daar in die woestyn gebeur het, die gevolg is van die volk se ongehoorsaamheid aan God. Hulle wou nie op hom vertrou en gehoorsaam wees aan sy opdrag om die beloofde land in te trek nie. Hierin sien hy iets raak van die feit dat die mense kortstondigheid en hulle verganklikheid alles te maak het met die sonde. Die sonde wat in die paradys begin het. Ja, die dood het as straf in hierdie wêreld gekom omdat die mens gesondig het teenoor God. God sien die mens oortredinge raak. En hy bring die sondes wat die mens wou wegsteek in die lig. Ja, Moses is diep bewus van sy sonde. Diep bewus dat dit die mens se sonde is wat verantwoordelik is vir die swaar kry op aarde. Hy het immer saam met die volk 40 jaar in die woestyn rondgeswerwe as gevolg van die volk se sonde. God haat sonde. Hy kan dit nie voor sy oë verdra nie. En Paulus sê ook, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek juis. En daarom rus God se toorn, God se gramskap, God se woede op ons. Moses bely dat God terdee bewus is van al ons sondes. Hy ken ons deur en deur. Hy ken ons beter as wat ons onsself ken. Ja, selfs daardie diep donker sondes wat ons diep in die kamers van ons harte wegsteek. Daardie sondes waarvan niemand mag weet nie. Ja, selfs daardie sondes ken God. Hy sien dit raak. Hy stel dit in die lig. Die toorn van God was nog altyd iets verskrikliks. Dan Hebreërs lees ons God is 'n verterende vuur. Nie elders. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. En ons almal moet dit besef. Gelowiges sowel as ongelowiges. Ons lewe elke oomblik van elke dag onder God se woede as gevolg van ons eie sondes. Ja, Moses vra dan ook die vraag: wie ken die krag van u toorn? Dit net nadat hy al reeds iets geskryf het van God se toorn. So half asof hy nog wil skryf oor die verskriklikheid daarvan. Maar dit laat hom bewe. Dit laat hom sonder woorde. Dat hy maar slegs die retoriese vraag kan vra. Broers en susters, ons kan nie God se toorn begryp nie. Slegs Christus kom. Want slegs hy het die volle woede van God verdra. Hy moes deur God verlate wees, sodat ons kan weet, selfs al gaan dit hoe sleg met ons, al gaan ons deur watse beproewing ook, God sal ons nooit verlaat nie. Broers en susters, Christus kom dan ook weer om te oordeel oor die sonde. Hoe dikwels dink ons nog daaraan? Of hou ons ene daarvan om te hoor van 'n liewe Jesus? 'n Jesus wat nie kom oordeel nie. Nee, broers en susters, weet dit. En besef weer vanuit God se woord, dat ons skuldig staan voor God. Die effek van die sonde is 'n realiteit. Elke dag dood, siekte, misdaad, ellende.
In die afgelope weke is daar weer die een aardbewing na die ander, die een groter as die ander. Daar's oorlog aan die gang waar kinders, waar hulle in 'n skool wegkruip, gebombardeer word. Waar hulle lewens verloor. Daar's politieke chaos, nie net in ons land nie, maar oor die wêreld. Laat hierdie gebeure van die afgelope tyd ons ook maar weer opnuut vra na God. Laat ons hom soek as verganklike, sondige mense. Ja, laat ons oë oopgaan. Dit moet ons laat wakker skrik. Waar staan ons voor God? Maar broers en susters, die gebed van Moses eindig egter nie by God se toren nie. Gelukkig nie. Nee, hy bid verder. In hierdie selfde Psalm van Moses waarin hy God se ewigheid beskryf, vra hy ook vir God om ons in liefde en genade aan te sien. Maar dit kan net gedoen word as God ons vergewe, as hy ons help om wysheid te bekom. Wysheid is die kennis van God. Dit begin deur hom te dien. Dit leer Salomo ons in Spreuke. En Moses vra dat ons dae so sal spandeer, ons dae so sal tel, dat ons wysheid sal bekom. En hierin help die Heilige Gees ons, sodat ons die ellendige situasie waarin ons verkeer verstaan. Dan sal ons nie meer wegvlug van God af nie, maar terugkeer na ons toevlug toe. Die toevlug wat hy vir ons is van geslag tot geslag. Ja, slegs die Heilige Gees kan ons 'n wyse hart gee. En Moses begin daarom vers 13 by die Here. Die Here moet kom verlos, want anders kan geen mens sy toevlug tot God neem nie. Hy kan immers die sonde nie voor sy oë verdra nie. Maar uiteindelik, broers en susters, bring hierdie Psalm vir ons 'n wonderlike troos. Moses selfs in die Ou Testamentiese tyd waarin hy gelewe het, verkondig al iets van die werklikheid van 'n ewige lewe. Vers 14 word die donker kant van die lewe skielik 'n lewe waarin ons mag juig en bly wees. Maar wat het verander? Christus. Want tussen God se toren en 'n lewe van blydskap saam met God se ontferming in die persoon en werk van Jesus Christus. Hy wat tussen ons en 'n woedende God kom staan het. Ja, God se woede op hom geneem het. Hy die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan. God verlatenheid ervaar. Alles vir ons. Ja, God het Christus voluit gestraf vir ons sondes, sodat ons voluit kan lewe vir hom. Voluit 'n heilige lewe kan lewe, voluit kan juig en bly wees tot sy eer. Ja, natuurlik het Moses nie die volheid van Jesus Christus se persoon en koms gesien nie en geken nie. Maar hierdie man van God het wel besef dat die uitkoms uit die ellendige situasie van die volk slegs by die God van die verbond te vind is. Ons weet vandag dat daar die uitkoms te vind is by die kruis. By 'n leë graf. By 'n opgestane en verhoogde Christus. Daarom het ons baie rede om van blydskap te juig. Want die dood is nie meer die einde nie, maar slegs 'n deurgaan na die ewige lewe, wat ons nou alreeds besit. Dan kan ons bid en vra vir God se openbaring aan ons ook, aan ons en ons kinders,
Want hy is 'n getroue verbondsgod van geslag tot geslag. Ja, deur God se woord en gees openbaar hy homself aan ons. Bevestig hy ons van sy genade, sy liefde en sy trou. Ja, deur die gees werk hy bekering in ons, dat ons hoe langer hoe meer sal groei in ons geloof, altyd nader aan God. Broer en suster, daar gebeur dikwels dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie. Maar ons is nog maar op pad, op ons woestynreis. Op pad na ons beloofde land. Alhoewel ons nog dikwels die gevolge van die sonde in ons lewens voel, weet ons dat ons van ons sondes verlos is. Christus het ons kom verlos. Laat dit ons anker wees. Laat ons geanker bly in God drie-enig. Jesus Christus, wat ons voorgegaan het na die hemel. Ja, laat ons hom volg op ons woestynreis. Hy het immers alreeds vir ons die ewige lewe verwerf. En daarom sien ons uit na 'n heerlike toekoms, waar ons vir ewig saam met hom sal lewe. Dan sal hy alles wees en in almal. Ja, God verseker ons vandag weer in sy woord, dat hy altyd by ons sal wees. Dat hy deur sy gees en woord ons sal lei. Ons sal naby wees. Hy's getrou. Ten spyte van ons sondige natuur. Ten spyte van al ons swakheid. Ja, ons as mense is swak, klein, tydgebonde, sterflik. Maar daarteenoor is God ewig, almagtig, en hy staan buite tyd. Broer en suster, maak nie saak wat jou situasie, jou teleurstelling, of jou beproewing is nie. Neem jou toevlug tot die ewige God. Ja, want die Here was en is, en sal altyd vir ons 'n toevlug wees, van geslag tot geslag. Daarom kan ons met hoop uitsien, waar ons vir ewig saam met hom sal lewe, wanneer Jesus weer op die wolke verskyn, in die nuwe Jerusalem, tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, die wêreld is in chaos gedompel. Daar kom telkens, as ons die dinge sien gebeur, maar weer by ons die vraag op, hoe lank nog? Hoe lank nog voordat u seun op die wolke verskyn? Want dit voel vir ons dat dit enige oomblik moet wees. Maar Here, reeds daarom moet ons reg wees. Elke oomblik van ons lewe. Daarom vra ons dat u ons sal help, dat ons selfondersoek sal doen. Dat ons kleinheid en verganklikheid voor u sal besef. Ja, dat ons ook ons sonde sal besef en berou daaroor sal hê. Wat ons in dieselfde asem met dankbare harte na u sal kom. Want ons weet dat ons sonde reeds vergewe is deur die soenverdienste van u seun aan die kruis. En dat ons toevlug tot u kan neem, tot u alleen. Want u is die ewige God, u wankel nie, u bly getrou aan u beloftes. U hou ons vas.
U voed ons met die lewende woord. Ja, U gee vir ons water wat die lewe gee. Dit alles. Net uit genade. Niks daarvan verdien ons nie. Maar tog bly U ons toevlug. Gee dat ons in alles, in elke beproewing wat oor ons kom, en o Here, U beproef elkeen van ons anders. Maar ook selfs daar kan ons vashou aan die belofte, dat nie bo ons vermoë gedoen sal word nie. En reeds ons beproewinge is vir ons 'n bewys dat U bemoeienis met ons maak. Ja, dat U ons gereed maak vir daardie heerlike dag van U Seun se wederkoms. Maar Here, hou ons vas. Wees vir ons 'n rots wat nie wankel nie. Wees ons genadig. Om Christus ontwil. Amen. Na die afdra van die liefdegawe, sing ons saam met Psalm 46, verse 1 en 6. Tref je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings, baie geluk aan lidmate wat in hierdie week verjaar. Die 6de Marna Pitser, 8de Arno Bam, Nicola de Tooy, 9de Nanel Pyper, 11de Philip Korf en die 12de Fanie Kutse. Baie geluk aan al hierdie lidmate, mag die Here julle nog baie geseënde jare gee in die holte van sy beskermende hand. Baie geluk. Dan word voorbereiding weer vir Tannie Marie gevra, wat terug is in die hospitaal. Ons bid vir haar ook vinnige beterskap toe. Katekisasie hervat weer volgende Sondag. Ons begin ook eers komende Dinsdag weer met Bybelstudie om 9:30 hier in die kerksaal. Dan herinner ons hier aan die Bybelverspreiding projek wat aan die gang is tot die volgende nagmaal. Die houertjies is by die deure beskikbaar. Daar is ook 'n beriggie wat in die kollig verskyn het, lees dit gerus. En dan ja, ek dink is 'n rekord
wat nog behaal is, die golfdag se vierballe is vol. Golfdag wat in September plaasvind. So al die vierballe is vol, dankie weer eens vir Jan en sy span ook, en vir van die lidmate wat ook vierballe geneem het. Daar is, ons kort nog egter borge, pytjieborge, en ook donasies om pryse aan te koop. In die verlede kon jy ook pryse bring, ons vra egter hierdie jaar of jy eerder 'n donasie sal gee, dat Jean hulle self die pryse aankoop, dat ons sorg dat die selfde groep mense wat gewen het, dieselfde pryse kry. So asseblief donasies, pytjieborge. Dit is wat ons nog kort. By voorbaat, baie dankie vir elkeen se hulp. Lekker week vir elkeen.